gesels môre met Neil Coetzee, hy is 'n bekende Suid-Afrikaanse teksskrywer en storieskepper, en hy het onlangs 'n dokumentêr gemaak wat by die Silverskermfees gaan wees. Sure. En die dokumentêr se titel, luister mooi, is Rooi van Aard. As jy sy prentjie sien, sal jy weet hoekom. Goeiemôre Neil. Môre Pierre, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie Neil. Rooi van Aard, die dokumentêr. Hoekom hierdie dokumentêr maak vir die Silverskermfees? Ag man, ek het altyd 'n idee gehad oor rooikoppe en toe ek besluit vir die eerste keer vir hoeveel jare wat ek ingeskryf het in Silverskerms vir die kortfilms afdeling, toe dog ek, ag, kom ons probeer my hand 'n bietjie in dokumentêr met iets wat ek ken. So dis hoekom ek maar besluit op rooikoppe. Hoorie, wat is die stats oor mense met rooi hare in die wêreld? Is daar so iets? Statistieke van hoeveel daar is? Ja, daar is. Ons is 1 tot 2%, meestal van hulle kom ongelukkig in die noordelike halfrond voor, so ons is maar 'n raar groep hier in Suid-Afrika. So ja, en ons vervaardig ons eie Vitamin B, so ons hoef nie te veel in die son te kom nie, dankie genoeg. So Wow. ja, is baie statistiek. Neil, dis 'n baie interessant Frans aan die kant. Baie interessant dat jy in die dokumentêr sê dat jy weet jy's so gewoond aan agter die kamera en nou moet jy bietjie ook jou storie vertel voor die kamera en jy moes nou vir die eerste keer oopmaak oor jou eie lewe en miskien dit wat jy beleef het as rooikop kind veral en dit veral teenoor jou ma vir die eerste keer. Vertel vir ons bietjie van daardie gedeelte. Ja, dit was nogal 'n anderster tipe manier, want soos jy sê, ek was meestal agter die kamera. En dit was nogal lekker om my ma se perspektief te kry, want mense is so in die gewoel van die wêreld besig dat jy nooit eintlik sit en praat oor dinge ver langs terug nie. So dit was lekker om 'n bietjie met my ma te praat en uit te hoor wat sy dink haar persepsies is en waar ek dalk verskil. So dit was 'n baie lekker gesprek. Was dit emosioneel? Ja, ek moes 'n paar keer, jy weet, my stem 'n bietjie half ontspan, laat ek nou nie huil op kamera nie, want ek weet mense het nie, like nie dit gewoonlik nie. Neil, So dit was baie bevrydend. Ja. hoe dit gebeur toe nou op die einde dat dit by die Silverskermfees uitkom? Jong, ons het getrek van Vrystaat na die Weskaap toe. En in 'n boks kry ek my ou harde skywe wat ek op 'n varsity het ek 'n honneursprojekkie gedoen oor rooikop studente en hulle ondervindings. En met dit toe dog ek, dalk moet ek hierdie jaar probeer inskryf vir die dokumentêre kortfilm. En daardeur praat ek toe met my suster en sê ek weet nie wat doen mense met hierdie ding. En sy sê toe, ag weet wat, skiet maar en kyk maar wat gebeur. Hulle kan altyd maar net sê nee. En toe het ek my ingeskryf en toe wragtig is dit die eerste keer wat die Silverskerms my toe die thumbs up gee en toe deur die hele proses ontkiem in hierdie waar ek ewe skielik die hoofsubjek is op hierdie reis. En wat fantasties is jou reis in die filmbedryf, ek bedoel na die studentelewe, het jy ook op 'n manier by Suidooster betrokke geraak. Hoe was daardie ondervinding vir jou? Yes, dit was vir my baie interessant om te sien hoe alles agter die skerm gemaak word, want ons het maar 'n idee, jy weet, dis een mens agter in 'n kamer wat sit en skryf, maar dis eintlik 'n klomp mense wat bymekaar kom en hierdie storielyne uitbeplan vir dag. So dit was 'n baie lekker ondervinding wat ek gehad het met die Jakes Gerwel Stichting en Mnet en al die partners wat daar bymekaar gekom het om dit vir my moontlik te maak. So ek's baie dankbaar daaroor. En Neil, hoe het jy mense benader om deel te wees van hierdie dokumentêr? Ek bedoel, jy het net 'n rooikop toegestap in die straat en sê, "Sal jy asseblief?" Hoe wou dit gebeur? Wel, ek het altyd 'n paar mense wat direk en indirek betrokke was. Daar was definitief maar een dosent, was nog 'n wat ek gedog het, ja, ek wil soos hy wees. Dan GP, hy's jolig, hy kan met mense praat. Ek sukkel nog met daai ding. So ek het toe gewonder, ek wil hom dalk betrek en ons het maar net e-posse uitgestuur en gehoop, maar jy weet, mense sê ja. En toe het ek hom benader en Anthea, die rooikop fotograaf, wat sy het ook 'n klomp rooikoppe afgeneem, juist by die rooikop jaarlikse fees in Breda, Nederland, wat elke jaar gehou word in September. 'n Fees? Ja, 'n fees vol rooikoppe. Kyk, dit is net 'n see van rooi as jy daar kyk. Die hele 2% van die wêreld. Ja, almal kom by mekaar. Sorry Neil, maar dis nou goed en wel om nou hierdie pragtige dokumentêr te maak, hierdie rooi dokumentêr te maak. Wat wil jy regtig daarmee bereik? Wat wil jy op die ouend sê daarmee?
Ek wil net vir elke rooikop kind daar buite sê dat ja, jy gaan dalk negatiewe ervarings hê, maar dit bepaal jou nie. Jy hoef nie jouself te beskik net omdat jy 'n paar negatiewe of hoërskool, jy weet, boelery hanteer. Gaan naderhand, jy weet, jouself uit die dop uit kan klim en nie net jouself beperk en jy weet afsluit van mense af soos wat met my gebeur het nie. Ja, dit is Belangrik, belangrik om deel te wees van die lewe nog steeds ten spyte van die aanslag. Neil, baie dankie. Dankie vir ons. Ek kan nie wag om na die dokumentêr te kyk nie. Dis by die Silwer Skermfees hier einde Augustus. Mense kan maar gerus kaartjies gaan koop. Dis by die Theater on the Bay in Kaapstad. Kyk asseblief daarna, dit gaan heerlik wees om dit te sien. Die is getiteld Rooi van Aard. Dankie vir jou tyd vanmôre. Ag, baie dankie vir julle tyd en julle moet 'n lekker dag verder hê. Ons maak so Neil, baie dankie. Dis aan Neil Coetzee, die skrywer en skepper van Rooi van Aard by die Silwer Skermfees. As ons terugkom na die advertensiebreek, is dit tyd vir die nuus en die weer.